Ek hou van lekker goed. Nie net sweets nie, goed wat lekker is. Ek hou daarvan om goed te doen wat lekker is. Ek geniet dit wanneer goed lekker gaan. Ek hou nie van sukkel nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek geniet sukkel glad nie. Ek geniet dit wanneer goed lekker gaan. En ek dink nie, dit is verkeerd nie. Ek dink die kerk moet ook lekker wees. Beteken nie ons praat sonder goed nie. Dit beteken ons doen wat reg is. Maar wat lekker is wanneer jy sukses het, wat lekker is wanneer dit met jou goed gaan, wanneer jy voorspoedig is, dis lekker. Jy gaan op 'n lekker vakansie, jy het nie moeilikheid op die vakansie nie, gaan lekker. Wanneer jy by die werk is, dit gaan lekker, die vergadering gaan lekker, jy het nie moeilikheid nie. Nou, dis wat ek van hou. Jy kom by 'n lekker huis, jy het 'n lekker huwelik, jy het lekker kinders, dis lekker, ek hou daarvan. Ek wil nie iets sê wat dit nie so is nie. Nou, dink 'n oomblik daaraan, dis wat God vir ons ook wil gee. Jesus kom en hy sê, ek wil jou lewe en 'n lewe in oorvloed gee. Ek wil nie vir jou dood gee nie, ek wil nie vir jou moeilikheid gee nie. Dis nie God wat jou straf nie, dis nie God wat jou pynig nie, dis nie God wat teen jou is nie. God wil hê dit met jou goed gaan. Hy stuur sy seun sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dis Jesus wat kom en hy sê, luister, hier is die woord. Ek kom en ek praat met jou. Jesus kom dan sê hy sê ek is die brood van die lewe. Johannes sê, ek is die brood van die lewe. Hy sê, kom eet hiervan, want ek wil vir jou lewe gee. Brood gee jou lewe. Nou, jy kan baie goed eet wat lewe het. En dan sê Jesus, jy eet nie net van brood alleen nie, maar van elke woord van God. Elke woord wat hier gestaan is. Nou, as jy dink net, jy eet net brood, gaan dit nie lekker gaan. Of jy eet net kool, of jy eet net spinasie, of jy eet net een kossoort, gaan jy eintlik siek word. Jy kort verskillende kos om gesond te kan wees. En nie te veel van een ding nie. Maar God se woord is, maak dat dit goed gaan in ons lewe. God se woord is, maak dat dit lekker gaan. Nou jy moet weet, jy leef in 'n wêreld waar jy moeilikheid gaan hê. Jy leef in 'n wêreld waar die duiwel teen jou is, mense is teen jou, boosheid is teen jou, dit gaan bad met jou. Dis hoe die wêreld ingestel is. Dis hoe die wêreld werk. Maar nie hier nie. Hier is God se woord om jou te help. Nou hoor wat sê die Here vir Josua. Nou Josua word 'n leier. Hy moet Kanaan invat. Hy moet die volk lei. En dan kom die Here en praat met hom. Dan sê hy, hou die wetboek altyd by jou. Dis nie die wet van hy moes Moses se wet gehou. Maar ons het die hele Bybel. Hou die hele Bybel altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na. Dink dag en nag daaroor na. Dit is in my gedagtes, sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees. So jy sal sukses behaal en jy sal voorspoedig wees wanneer jy na God se woord dink. En wat gebeur as jy dink? Dink is baie belangrik, want dit wat jy dink, van jou gedagte af, gaan dit na jou hand toe. Niks gebeur as jy nie eers daaroor dink nie. Jy sukkel met God se woord om God se woord te doen, want jy dink nie. Jy dink nie aan God se woord nie, jy kom nie op 'n plek en daaraan te dink nie. En weet wat wonderlik van 'n selfoon is, wat baie goed van 'n selfoon is dat jy het elke dag God se woord hier. Jy kan gospel musiek luister, jy kan na God se woord luister, jy luister na my. Wat bad is, daar's bad goed op die selfoon, daar's vreeslike goed wat jy kan doen op die selfoon wat bad is. Maar God kom en hy sit sy woord elke dag in jou hand. Elke dag kan jy aan God se woord dink. Elke dag kan jy vol wees van die woord van die Here in jou gedagtes. En ek wil jou aanmoedig, want God se woord maak dat jy sukses behaal en voorspoedig is. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit is baie lekker. Ek wil wen, ek wil voorspoedig wees, laat my goed gaan, en dan sê die Here, bedink dit elke dag en doen dit. Dankie dat jy luister. Dankie dat God se woord vir jou belangrik is, en dankie dat jy met dit ander mense deel. Jy is 'n great blessing.